Hallo, ek is Marius Gryiling en welkom by Suidlanders Media se weeklikse gebeure. Because as you know, there are a lot of very bad things happening. Very bad things. Terrible things. Terrible things happening. Terrible things. It's a disgrace. Dis die president van Suid-Afrika wat grappies maak teenoor Trump en wat hy gesê het rondom Suid-Afrika. Dis nie net die feit dat hy een van ons grootste invoerders van Suid-Afrika se goedere en finansiële helpende hande mee spot nie, maar ook die feit dat daar kan gelag word terwyl ons statistieke wys dat ons land erger af is as 'n land wat in oorlog is. Wie is die man wat so lekker saam met hom lag en spot dryf? Dis 'n ene William Bird. Hy is die direkteur van Media Monitoring. Ja, hy kyk dat die regte narratief geskep en oorgedra word deur die hoofstroom media. Die Media Monitoring maatskappy het ook noue bande met George Soros. Maar kom ons kom terug na die stand van Suid-Afrika. Hier is 'n paar statistieke wat gekry en geplaas is deur ons regering. Nou ons kan seker maar aanneem dat daardie syfers eintlik meer moet wees aangesien dit deur ons regering geplaas is. Trump het tariewe teen ons ingestel. Die nagevolge is dat ons groot fabrieke en industrieë besig is om toe te maak en kan nie meer kop bo water hou nie. Hy het alle forme van finansiële help aan ons gestaak. Dit raak veral die mense wat HIV positief is en daar is al klaar besig om afleggings by klinieke reg oor Suid-Afrika plaas te vind wat nie die uit het om meer hulle te kan bekostig nie. Daar was gesê, ons moenie bekommer nie, ons is deel van BRICS en ons sal kan uitvoer na daardie lande toe. Die probleem is dat meeste van die BRICS lande is soos ons, hulle is uitvoerende lande en nie invoerende lande nie. Dis die Amerika's en die Europese lande, die NATO-lande wat meestal goedere laat invoer. En as ons nou met hulle groot boetie Amerika spot en lag teenoor hulle, wie gaan op die ou ende lag en wie gaan huil? Trump het klaar gesê, hy gaan nie vir Suid-Afrika na die G20 toe uitnooi in Miami nie. En dis nou offisieel. Die ander lande het hulle uitnodigings gekry, behalwe Suid-Afrika. Inteendeel het Amerika vir Poland bygenooi in ons plek. Nou, jy kan nou dink dat dit is maar nou net Trump wat probeer spiteful is, maar die waarheid is dat die G20 is 'n ekonomiese gedrewe byeenkoms wat al 20 lande se ekonomieë moet bevoordeel. Waaroor het ons G20 gegaan hier in Suid-Afrika? Wel, klimaatsverandering. Afrika lande se bemagtiging deur ander lande wat weer finansiëel moet bydra daartoe. Dit is om die wit lande te laat skuldig voel om die Afrika lande met geld te voorsien. En Amerika was klaar met daardie tipe agendas. Soos daar in verklaring deur Marco Rubio gesê is, Suid-Afrika was 'n land met alles waarvoor die ANC kon vra toe hulle oorgevat het. Minerale, nywerhede, landbou en infrastruktuur was van die bestes in die wêreld. Kyk waar is ons nou. Die ANC se korrupte beleide en leierskap, ras-aangedrewe beheptheid en net plainweg vertraagde manier wat hulle die land bestuur het gemaak dat Amerika nie na ons G20 toe wou kom en gekom het nie, asook ons nie uitgenooi het na die volgende ene toe nie. Ons word nou net beskou as 'n land wat niks kan bydra nie en net wel bakkant staan om te kan kry. En as dinge nie na ons regering se pype regloop nie of die ander mense dans nie na hulle pype nie, dan is dit nooit hulle eie skuld nie, maar is apartheid, die kolonieskeppers of sommer maar net almal behalwe hulle self. Nou 'n bietjie oor na internasionale nuus. NATO-lande, veral die Europese lande, het gesê hulle wil meer aggressief optree teenoor Rusland. Rusland is glo besig om skelm in hulle lande militêre operasies te doen, so hulle sal moet aksie neem teen Rusland om hulle self te beskerm. Daar is natuurlik geen bewyse van dit nie, en hoe snaaks is dit nie dat hulle eerste wil aanval teen Rusland as beskermings- of 'n verdedigingsobjektief. So ek slaan eers die groot ou by die kroeg vir my eie beskerming, want miskien later gaan hy my wil slaan.
En as iemand my vra, hoekom doen ek so iets? Dan sê ek maar dis vir my eie beskerming dat ek hom eers geslaan het. Man, dis vergaande. Jy soek mos nou vir moeilikheid wat nie daar was nie. Hier is Putin se antwoord op dit. I've said that 100 times. We have no plans of fighting against Europe. But if Europe wants to fight and they start this fight, then we are ready right now. There is no doubt about this. But the only question is, if Europe starts the war, unleashes this war, because that's not Ukraine. With Ukraine, we use some surgical means. We are trying to be really careful. Because you understand why. This is not a war in the direct sense of the word. And Europe, all of a sudden, wants to start a war, and if it does start a war, then very rapidly there might be a situation where we have no one to negotiate with. So, as die Europese lande in oorlog wil hê, is Rusland reg daarvoor. En op die ou ende sal daar niemand van hulle oorwees om mee te onderhandel nie. Dis kortweg wat Putin sê. Dan het Marco Rubio gesê, behalwe dat Venezuela verantwoordelik is vir al hierdie dwelms wat glo in Amerika toe inkom, is hulle ook 'n voetstoel vir Iran en Hezbollah. Nou ons weet dat Mexico en Cuba die meeste dwelms in Amerika aanbring met die help van kartels en pyplyne wat deur die CIA opgestel was in die 80's. Maar nou klink dit soos 'n verskoning of nog 'n verskoning hoekom Amerika Venezuela dalk wil aanval en binneval. Net soos daar geen kernkragbomme of fasiliteite vir kernkragbomontwikkeling was in Iran toe Amerika en Israel hulle gebom het nie, net so is hierdie argumente om Venezuela binne te val ook maar 'n bietjie dun. Ons almal weet tog, dit gaan eintlik oor die olie. As jy van die video's geniet en daarvan hou, onthou om te subscribe, te like en jou kommentaar te lewer. Ons waardeer dit opreg. Van my kant af, ek hoop jy het 'n geseënde dag. Mooi loop.